Waaroor gaan die fees van die weke? Die aand van die 23ste van die 5de 2026 tot die aand van die 24ste van die 5de 2026 is dit die fees van die weke en min mense besef hoe belangrik hierdie fees werklik is. Hierdie fees is een van die 3 belangrikste feeste waar ons as 'n volk, let wel, moet verskyn. Dit sê nie as jy wil of dat ek kan kies met wie ek hierdie fees wil vier nie. Of ek hou nie van hierdie broer of suster nie. Dit sê ons moet as 'n volk saam voor Jahwe se aangesig verskyn. Want die volk was almal eendragtig by mekaar toe hulle die wet ontvang het en almal was nog nie op dieselfde geestelike vlak nie. En het steeds nadat Moshe vertoef het, 'n goue kalf gemaak en gedink dit is hulle manier van aanbidding. Dus het elkeen nog foute. En as ons foute een kant toe kan skuif, saam verenig, dan is daar eengesindheid onder ons, al is daar verskille en eendrag maak mag. Kyk wat sê Dawid, hoe goed en hoe lieflik is dit as broers ook saam woon. Die Engelse vertaling sê dit nogal beter. Psalm 133 verse 1. See how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity. Ons vergader saam as 'n eenheid. Hoekom? Want ons kom Jahwe se bevele na. Jahwe kom eerste en saam word ons 'n eenheid, soos Yeshua bid in Johannes 17. Die dag gaan nie oor jou of iemand waaroor jy nie oor die weg kom nie. Die dag gaan oor Jahwe. Dit is 'n dag wat ons moet saam vergader en dit is 'n dag waar ons verbond met Jahwe kom hernie. En so was die verbond met Jahwe reg deur die geskiedenis met Jahwe hernie. Ek gaan net kortliks sê hoe belangrik hierdie dag was in die volk se geskiedenis en ek gaan ongelukkig nie al die skrifgedeeltes breedvoerig aanhaal nie. Ek het dit meer breedvoerig al bespreek in een van my boodskappe van die fees van die weke in 2023 getiteld Die wonders agter Shavuot in die fees van die weke. Gaan kyk gerus die video as u meer inligting hieroor wil hê. Kain en Abel het ook hierdie fees gevier en die eersgeborenes van hul kleinvee gebring en van die eerste vrugte en ons sien dit al reeds in Genesis 4 vanaf vers 3. Nou in 'n buitebybelse boek van Jubileum sien ons die reënboogverbond is die fees van die weke, want dit is wanneer Jahwe ook 'n verbond met Noag gesluit het. En dan aan die einde van vers 17 sien ons om die verbond dus elke jaar te hernie. En dan sien ons ook in vers 14, en vir hierdie wet is daar geen tydsberekening nie. Dit is vir ewig. Hulle sal dit in elke geslag waarneem. Dus wat was daar wat Noag hulle moes hernie, as daar nie voorheen so wet gegee was nie? Dis het Kain en Abel daarvan geweet. En kyk wat sê Jubileum 6 vers 18 nog. En hierdie hele fees was altyd in die hemel gevier gewees, van wanneer af? Van die dag van die skepping tot op die dag van Noag. Nou, hoekom sou hierdie fees in die hemel gevier gewees het? Van die dag van die skepping af. Wie was die eersteling wat eerste geskape was? Yeshua. En so hernie ons die verbond jaar na jaar, want ons het 'n verbond met die eersteling wat oor alles aangestel was. Nou na Noag kom Abraham en hy hernie ook die verbond met Jahwe op, let wel, die fees van die eerstelinge. Dit wil sê Shavuot, die fees van die weke. En Abraham is besny op hierdie dag en verbind hom in Jahwe se verbond. Jahwe gee aan Abraham sy eersteling en Isak is gebore wanneer? Ook op die fees van die weke, en dis wat Jubileum 16 vers 12 vir ons sê. Jahwe verskyn aan die volk in die 3de maand, die tydperk van die fees van die weke, en gee sy wet aan die volk. Dit wil sê, hy hernie sy verbond met die volk op die berg Sinaï. Sy verbond is vir ewig. Hy bevestig weer eens sy verbond. Nou baie interessant, daal Jahwe neer in 'n dik wolk, maar as ons Yeshua se woorde glo en besef hy verander nie, sê hy nog net hy het neergedaal en opgevaar. En waarmee kom hy? Yeshua kom ook met die wolke. En so hernie hy die verbond met sy volk, want ons behoort aan hom. En hier in 2 Kronieke 15 vers 10 sien ons hierdie volk byeengekom, let wel, in die 3de maand. En hulle het offers aan Jahwe gebring en let wel, in vers 12 het hulle 'n verbond met Jahwe aangegaan en hom gesoek met hulle hele hart en siel.
Dus het hulle ook hulle verbond hier met Jahwe kom hernie. En so het Ester hulle ook die verlossing gekry in die 3de maand, soos ons kan sien in Ester 8 vers 9. Dus as die fees oor die eerstelinge gaan, en die engele het die fees van die begin van die skepping al in die hemel gevier, verwys die fees na hierdie belangrike eersteling wat die Vader aan die wêreld gegee het, soos Abraham wat verheug was oor sy eersteling. Daar is so baie spieelbeelde van Isak en Joshua, veral dat Isak Abraham se eersgeborene is. En met die dag van Isak se offer het hy selfs die hout gedra, so het Joshua ook sy folterpaal gedra. Nou in Johannes 1 vers 14 sien ons sê Johannes, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid van die eersgeborene wat van die Vader kom. Dus is dit moontlik dat Joshua die volk se eersteling ook op die fees van die weke gebore kon wees? As ons nou so tussen die lyne lees en bietjie somme doen, sien ons het die engel Gabriël aan Maria verskyn, let wel, in die 6de maand. En as ons nou net 9 maande aantel, die tydperk van hoe lank 'n vrou 'n kind in haar skoot dra, dan kom ons uit op die 3de maand. Die tydperk van die fees van die weke. Die fees van die wat? Die eersteling. Dus as Isak op die fees van die weke gebore was, die wet gegee was op die dag, en al die ander gebeure, is dit dan so onmoontlik dat die eersteling, die woord in die vlees, Joshua, nie gebore kon gewees het op die fees van die weke nie. Dus glo ek baie sterk dat die verbond vervul en hernie was op die fees van die weke, en Joshua was ook op daardie dag gebore. En toe, na Joshua se foltering, op die fees van die weke, word die volk met die apart gestelde gees vervul. Dit wil sê, die fees van die weke is 'n kringloop om die verbond elke jaar met Jahwe te kom hernie. En dit is hoekom dat dit so belangrik is, dat ons saam as 'n volk moet vergader, dat ons eengesind voor hom staan, die verbond na te kom en te kan sê, ons moet saam vergader en hierdie verbond met Jahwe kom hernie. Ons moet as 'n volk saam een word, ons moet saam die feeste vier. Dit help nie jy vier 'n fees hier met hierdie mense en dan weer met daai mense. Ons moet dit saam as 'n eenheid vier. Kies waar jy jou familie vind en bly dan daarso as jy jou familie daar gevind het. Soos ons in Handeling 2 gesien het, was die fees na Joshua gehou gewees. Die disippels en ander was eendragtig, eengesind by mekaar. Die fees was nie vervuld dat hulle nie Jahwe se feeste nagekom het nie. Hulle ken hulle Skepper en hulle weet hy verander nie en die feeste het oor sy lippe gegaan. Nou vir die wat nie by ons gaan aansluit op die fees van die weke nie, op die 24ste van die 5de 2026 nie, sal ek die boodskap ook deel op WhatsApp, Facebook en YouTube. Ek gaan daardie dag meer fokus oor die apart gestel of die Heilige Gees, wat dit is om met die Gees vervul te wees en hoe ons ons eie ondersoek moet doen om ons lewens reg te kry sodat die apart gestel of die Heilige Gees in ons kan kom woon. En soos met al my boodskappe gaan dit heeltemal skrifgebaseerd wees. Mag ons as 'n volk eengesind word, ons geskille op sy skuif, Jahwe gehoorsaam wees en hierdie fees nakom, want hierdie woorde en die bevel van die fees het uit sy mond uitgegaan en sê ons moet saam vergader. En so moet ons ook nie met leë hande voor hom verskyn nie. Elkeen moet sy deel en sy bydra tot die fees bring. Hierdie fees is 'n verbond wat ons elke jaar as 'n volk in eensgesindheid moet hernie. En soos ons gesien het, van die dag van die skepping af van Adam, ook tot en met die uitstorting van die Heilige Gees, op hierdie dag sien ons die fees is vir ewig. En so sê Jubileum dit ook in Jubileum 6 vers 14. En vir hierdie wet is daar geen tydsbeperking nie. Dit is vir ewig. Hulle sal dit in elke geslag waarneem. Dis is die fees 'n wet en daar is geen tydsbeperking nie. Dit is vir ewig. Gaan jy dit glo en begin toepas? Het jy Jahwe lief met jou hele hart en siel? Vra jouself maar hierdie vraag af. Indien jy dink, maar dit is 'n apokriewe boek, die fees was net tydelik. Nou kom ons kyk wat sê Levitikus 23 vers 21. Dat dit 'n ewige insetting is in al julle woonplekke vir ons geslagte moet wees. As jy jouself dan deel van Israel noem, of as die geslag van Abraham of Israel ag, dan geld die wet mos ook op jou. En as jy werklik die fees reg wil vier, sal jy dit heilig hou. En wat beteken heilig? Dit beteken apart. Dis binne volksverband.
Want as jy in verbond is met Jahwe, beteken dit jy is een met hom en almal wat op die fees gaan wees, is saam in verbond en hulle verdoen aan die verbondsvereistes. Dit wil sê, hulle het hulle sierlike klere, hulle wit feesklere aan, die bruiloftskleed en is in verbond met Jahwe. Dit is 'n apart gestelde fees vir die in sy verbond. Dit is nie vir almal nie, dit is vir die wat in die verbond is. As jy Jahwe se wette verbreek, word jy beskou as goddeloos. Dit is 'n apart gestelde gees vir die in sy verbond. Dit is nie vir almal wat nie in die verbond is nie. As jy Jahwe se wette verbreek, word jy beskou as goddeloos. Kyk wat sê Daniël, wat beteken goddeloosheid? Die volk het van Jahwe se wet afgewyk en dan in vers 15 sê hy, ons het gesondig, ons was goddeloos. Dit wil sê, as jy nie in sy weë wandel nie, nie in sy verbond is nie, dan val jy nog steeds onder die goddeloosheid of onder die heidene. Ek is besig met 'n reeks genaamd Die Skrif in Konteks. Nou in deel 5 wat ek beoog om op dag 6, hierdie aankomende Vrydag die 16de van die 5de 2016 te deel, behandel ek Paulus en die Heilige Verbond. Ek bespreek ook wat Paulus bedoel wanneer hy sê dat Abraham verseël was toe hy tot die verbond met Jahwe toegetree het. Verder verduidelik ek wat hierdie verseëling behels, wat die bruiloftskleed beteken en hoe ons Jahwe se feeste heilig en apart gestel behoort te hou. Kyk asseblief die video. Dit sal beter verduidelik waaroor die boodskap gaan en wat ek probeer oordra oor die apartstelling van Jahwe se feeste. In die vorige video's van hierdie reeks het ek hier ook uitgewys hoe die goddelose Grieke die wette, die feeste en die heilige verbond van Jahwe verander het en die ware gelowiges gedood het. En die Grieke en die Israeliete het een geword met hierdie goddelose nasie. En so is baie van ons vandag nie in eenheid met Jahwe se verbond nie. En ons vergader saam met mense wat nie in die verbond is met Jahwe nie en hom nog nie met hulle hele hart en siel dien nie. En nie tekendraers is dat hulle aan Jahwe behoort nie, maar steeds tekendraers van hierdie wêreld is. En soos Daniël sê, was hulle goddeloos want hulle het van Jahwe se wet afgewyk. Kyk wat sê Paulus en dink julle dit is reg om saam ander die fees te vier wat nie verseël is in die verbond nie. 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 17. Hy sê moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie, ook die goddeloses. Of watter deelgenootskap het die lig met die duisternis? Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af. Dit wil sê stel jou apart, spreek Jahwe. Nou Paulus quoteer eintlik Levitikus 20 vers 26 en dit gaan sê en julle moet vir my heilig wees, apart wees, né? Want ek Jahwe is heilig, hy's apart. En ek het julle van die volke afgesonder om myne te wees. Is ons afgesonder van ander mense wat nie glo en nie in die verbond is met Jahwe nie? Dink 'n bietjie daaroor. As ons nie heilig of apart is nie, dan stel ons die Jahwe se fees dan ook apart of heilig nie. Ons lees dit ook in die wet in Deuteronomium 22 vers 10. Jy mag nie ploeg met 'n os en 'n esel te gelykertyd nie. Nou hierdie het 'n letterlike betekenis, maar word ook geestelik verstaan as moenie ongelyk verbind wees nie. Moenie in 'n gemeenskaplike juk wees met mense wat nie Jahwe ten volle dien nie. Dit is geestelike vermenging en 'n verbintenis met goddelose mense. Goddeloos want hulle is nie in eenheid met Jahwe nie. Hulle is ook nie tekendraers van sy verbond nie. Dink maar mooi hieroor. As ons onsself verbind met mense wat Jahwe se verbond verontagsaam en nie sy feeste heilig nie, trek ons saam met hulle in hierdie selfde juk. En as ons na Jesaja 24 kyk, sien ons dat die wat sy ewige verbond verbreek uit die land geroei sal word. Wanneer ons onsself dan met hulle verbind, bring ons onsself onder hierdie selfde vloeke wat oor hulle kom, omdat ons saam met hulle ploeg, saam met hulle in 'n eenheid word dan. Saam sal ons ten gronde gaan en dieselfde vloeke sal ook oor ons kom, omdat ons onsself nie apart gestel het en vir Jahwe geheilig het nie. Kom ons dien Jahwe in 'n eenheid en ons vier sy feeste en stel dit apart en heilig. Laat die wat kan hoor en die wat kan sien sal sien en hulle terugkeer na Jahwe en sy bevele gehoorsaam. Halleluja, mag jy 'n geseënde dag hê. Shalom.